mense, goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel, en op hierdie pragtige Shabbat-oggend groet ek jou in die naam wat aan ons gegee is, wat bo elke naam is, en dit is die naam Yeshua HaMashiach, ons verlosser, ons saligmaker. Hy is die Messias, hy is die bruidegom wat weer gaan kom om my en jou toe kom haal, wat apart gesteld is, wat afgesonderd wandel en wat leef in bruidskap. Nou weet ek nie van jou nie, maar baie keer as ek by groepe mense kom, dan sê ek, ouens, ek groet julle in die naam bo elke naam, en dis die naam Yeshua. En dan as ek hierdie opgewondenheid in binne my, dan kyk hulle my aan, so asof daar nie emosie op hulle gesigte is nie. Dan sê ek myself, hey, waar is die passie, man? Waar is die opgewondenheid? Kyk so 'n bietjie na die ou langs jou. Hoor die ouens, lewe ons? Lewe ons? Ek bedoel, ons het die woord, ons het die gees, ons het sy teenwoordigheid. Dis Shabbat. Wat meer wil ons hê? Ons het alles. Ons het die gawe van die ewige lewe, want in hom, deur hom en tot hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. En niemand kan dit van jou af wegvat nie. Luister, as jy 'n Ferrari kan koop, of 'n Lamborghini kan koop, dan jy moes hierdie opgewondenheid, wat net 'n rukkie gaan hou, totdat jy daai eerste diens moet betaal. Maar wanneer ons dit het, luister, is meer werd as enige rykdomme van hierdie wêreld. As jy nou ooit gedink het om 'n legacy agter te laat vir jou familie, laat die woord na, dat die woord gestalte sal kry in my en in jou. So mense, vandag, baie welkom, ek het 2 kersse op my tafel, dis nie hier verniet nie, so ek het 'n brainwave vanoggend, want ons het te maak hierdie naweek, op hierdie Shabbat, met 2 Torah porsies. Nou, al 2 Torah porsies is eintlik die verwysing na heiligheid, die verwysing na die bruid, en ons leef in die laaste dae, en niemand hoef vir jou te sê dat ons leef in die laaste dae nie. Kyk net rondom jou, wat gebeur in Israel, wat gebeur in Amerika, wat gebeur selfs in Suid-Afrika, wat gebeur met die ekonomie en die dieselprys en die ekonomie en 1000 dinge. Dan behoort jy te weet, ons leef in die laaste dae, en wat nou belangrik is dat die bruid se lampie moet brand. Nou, ek het 'n lampie hierso, maar terwille van tyd en terwille van sig, ek wil jy moet kan sien, gaan ek 2 kersse aansteek, wat hierdie 2 Torah porsies gaan verteenwoordig. Al twee word bestempel as die hart van die Torah, wat ek vandag met jou gaan behandel. Uiteraard vanweë tyd gaan ek Kedushim, dis Torah porsie 30, nie met jou kan behandel nie, ons gaan die hele dag hier wees. Ek gaan dit doen soos verlede week, ek gaan dit weer op 'n PDF vir jou sit, in 'n tipe van 'n studiegids. Jy kan daardeur werk, ons het dit klaar gedoen, ons het hard gewerk om seker te maak, jy kry die verwerkte informasie. Mense, ek wil dit vir jou noem, om hierdie Torah porsies te bestudeer, is nie 3 minute nie. Hierdie is aande en aande en aande, en ek doen dit met 'n absolute opgewondenheid, ek doen dit met passie, want dit is my belangrik, as 'n herder, om die volk op te rig en op te lei, en dit wat belangrik is, in terme van Vader se waarheid, en dit is sy woord. So, dit is klaar daar vir jou gerief, jy kan dit net gaan aflaai, jy hoef eintlik net agteroor te sit, en 'n knoppie te druk, om te sê, woep, 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 en jy kry al die inligting, en ek hoop jy waardeer dit. En ek hoop dit is van jou van belang. Moenie net daardeur werk, omdat dit klaar gedoen is vir jou nie. Werk daardeur met passie, werk daardeur met respek, want iemand moes dit vir jou voorberei, iemand het dit vir jou gedoen. En kom ons sê vir Abba dankie vir sy woord, en ek wil terugkom na die 2 kersse toe. Dis belangrik dat ons in die laaste dae ons lampe sal brand, veral met verwysing na die 10 maagde, nee, waarvan 5 is wys, wat sy lampies gebrand het, en die ander 5, wat uiteraard hulle lig verloor het, vanweë die feit dat die wêreld het ingekom, en hulle is gekontamineer, en hulle het eintlik hulle heiligheid in die proses verloor. So ek wil regtig waar vandag, hierdie 2 Torah porsies wil ek, jy moet dit verstaan, ek wil jy moet dit deeglik deurwerk, dit moet in jou hart inval, moenie net dink, ag, dis maar net nog 'n diens, Frik, jy praat my moeg, jy praat te lank, en jy praat te veel, en jy herhaal te veel,
Moenie na my kyk nie. Ek het reeds vanmôre gebid om te sê, Abba, haal my uit die voorgrond uit. Kom U op die voorgrond en salf my hart, salf my lippe, dat dit in lyn sal kom met U karakter. Ek het reeds gisterand, toe bid ek in Amiel en ek sê, Abba, dat as ek woorde moet uitspreek wat nie van U af is nie, stop dit hier, of stop dit oor tussen my en die kamera, dat die luisteraar nie hierdie woorde sal hoor nie. Stop my, dit moet nie uit my uitkom nie, dit moet uit U uitkom. En dit gaan vir my oor hulp, dit gaan vir my nie oor die mens nie. So ons het twee pragtige Torah porsies hierdie Shabbat, Acharei Maut, wat beteken na die dood, en dan Torah porsie 30 is Kedoshim, wat beteken wees heilig. En dit gaan oor the end time bride. Ek en jy, hoe lyk ons? Is ons die spirit bride, is ons die warrior bride, is ons die suiwer bride? En ek wil met die begin van hierdie Torah porsies wat ek met jou wil deel, wil ek hierdie twee kerse aansteek as 'n simbool van ek en jy moet brand. Sien jy, enetjie het bietjie gesukkel om te brand, en dis baie keer hoe ons sukkel om net passievol en met oorgawe Jahwe die Almagtige te kan dien. So ek steek hierdie twee kerse aan as 'n simbool, ek en jy is die bruid. Ons kan nie ons vlam verloor nie. Ons kan nie ons vuur verloor nie. Ons kan nie ons olie verloor nie. So wat ek vandag vir jou wil gee met Acharei Maut, dis wat ek gaan behandel. Kedoshim kan jy self gaan hanteer met jou eie tyd, is dat jy moet seker maak dat jy verstaan die woord, jy moet seker maak dat jou lig brand, jy het genoeg olie, sodat wanneer die wolke oopskeer en die bruidegom kom haal sy bruid, dat ek en jy gereed sal wees. En hoekom ek twee kerse vandag aansteek, dit simboliseer die twee Torah porsies, Acharei Maut en Kedoshim. Maar die twee gaan ook oor verhouding, nê. Ek steek die heel eerste een aan, ek het hom van my regterkant aangesteek, om te verklaar dat Yeshua, Messias die gesalfde, hy het gekom as die lig van hierdie wêreld, en die duisternis het dit nie verdryf nie. En die tweede een wat ek aangesteek het, dis vir my en vir jou, en dat ons soos hy 'n ligdraer sal wees in 'n donker wêreld, en dis ons taak, dis ons roeping, en dat ek en jy in daardie roeping sal wandel, en dit sal volvoer tot die einde. Die woord sê, hulle wat volhard tot die einde, hulle sal gered word. So mense, ek is bly jy is vandag ingeskakel, en ek glo dat hierdie woord, wat 'n woord vir nou is, en is ook 'n woord vir later, in terme van die eindtydbruid, dat hierdie woord regtig waar vir jou van groot waarde sal wees. So asseblief, kry jou pen en papier, kry jou uitveer, kry jou woord, wanneer ons die woord gaan lees, dat jy kan volg uit die woord, en dat jy kan sien hoe die woord by mekaar uitkom. Dis belangrik wat ek vandag met jou deel. So ek is opgewonde saam met jou, met betrekking tot hierdie woord, en ek wil nie vir jou preek nie, ek wil met jou gesels, ek wil met jou praat, dat jy nie jou vlam, dat jy nie jou lig sal verloor nie, en Yeshua kom en hy waarsku, hy sê, pas op, dat jou lig nie duisternis word nie, en dis waarvoor ek en jy moet pas op. So mense, om enige verdere tyd te verwelkom, ek en jy bid saam, ons vra vir Vader om ons te seën op hierdie Shabbat, en dat sy heilige naam verheerlik sal word. Halleluja, kom ons bid saam. Hemelse Vader, Skepper God van die hemel en die aarde, U is die heilige van Israel. Ek kyk vandag op na die hemel, en die woord sê, soos wat U gegaan het, so sal U terugkom. En wanneer ek my oë opslaan na die berge, en ek roep uit, waar sal my hulp vandaan kom, dan antwoord U, julle hulp is van Hom, die Skepper God van die hemel en die aarde. Ons hulp is van Hom. Ek dank U vandag, Vader, vir die groot voorreg wat ek het, om U woord te kan bedien. En ek kom met nederigheid voor U aangesig, en ek onderwerp my aan U woord. En ek bid, Vader, dat U vandag met my sal wees, dat U my lippe sal kom salf, asseblief. Soos Jesaja toe hy uitgeroep het, stuur my, dat U ook vandag 'n koolvuur van die altaar sal neem,
en my lippe kom aanraak, dat ek woorde sal spreek, wat tot eer van U sal wees, en nie tot eer van 'n mens nie. Vader, ons is nie hier vandag om oor mense te praat, en stories te vertel, en familie te ontbloot, en ons is hier vandag om U naam te eer en te verheerlik. Ons is met een doel voor oë vandag op hierdie Shabbat. Dis om aan U die eer te bring, die lof en die aanbidding van ons harte. Ek bid dat U verheerlik sal word deur hierdie woord, Aggery Mout, en wanneer ons die studie gaan doen teen vanmiddag, dat Kedoshim, om heilig te wees, deel van elkeen se lewe sal wees, deel van elke man, vrou, seun en dogter. Abba, seën ons asseblief met hierdie woord, dat die Gees van God hierdie woord lewendig sal maak in ons binneste, en dat ons bewus sal word, ons het te maak met Hom, wat heilig is, wat soewerein is, wat woon in geregtigheid, wat altyd optree met regverdigheid, en dit doen wat reg is. Die oordeele is regverdig, en daarom onderwerp ons aan U woord, aan U Gees, en ons bid vandag dat U ons asseblief sal lei in die spore van geregtigheid. Dis ons gebed, en ons bid dit in die wonderbare naam van ons Meester, Yeshua HaMashiach, en my Gees roep uit, Halleluja, prys sy wonderlike naam. Ek weet nie van jou nie, maar dis my altyd so lekker om te bid, en het met Vader te praat, en baie keer, as ek so bid, dan sien ek hom op sy troon, en ek sien hom baie keer sommer hier by my sit, dan sê ek, Vader, is so 'n groot voorreg om met U te kan gesels, en dankie dat ons mekaar in die oë kan kyk. Nou weet ek, my brein hartlik mos maar weg, ek dink mos altyd vooruit, maar stel jouself voor, jy sit by 'n tafel soos hierdie, en hy sit oorkant jou. Waaroor gaan jy praat? Of gaan jy net vra, seën my, help my, rig my, lei my, stig my? So waaroor gaan jy praat? Wat se gesprek gaan jy met hom voer? So, as jy nie nou al 'n gebedslewe het nie, wat se gesprek gaan jy met hom voer? As hy oorkant jou sit, en hy kyk jou in die oë, en dan jy kan vir hom niks wegsteek nie. Hy kyk jou in die oë, want die oë is die venster van die siel. Met ander woorde, wat praat jy? Want jy is dalk te bang om te praat, want nou gee jy iets weg, want in die veelheid van die woorde ontbreek die sonde nie. Sonde kom uit deur woorde. So, hoe en wat sê ons vir hom? Dink so 'n bietjie daar. So mense, neem gou kennis. Die Torah porsie vandag, 29, Aggery Mout, begin na die dood van die 2 seuns van Aaron. Reeds in die titel van hierdie Torah porsie, na die dood, is daar 'n diep geheimenis opgeteken vir my lewe en vir jou lewe. So dit begin nie met die lewe nie, maar hierdie Torah porsie begin by die dood. Nou wat op aarde beteken na die dood? Die 2 seuns van Aaron, ek bedoel, het ek dit gelees, hulle het vreemde vure voor die aangesig van Jahwe die Almagtige ingebring, en sy heerlikheid het hulle verteer, en nou gaan ons aan met hierdie Torah porsie, ons gaan aan met die woord. So wat op aarde beteken na die dood? So dit beteken, dis nie die einde nie. Die dood van die 2 seuns van Aaron beteken, dis nie die einde nie. Inteendeel, dit bepaal toegang. Toegang, nou moet jy by my bly asseblief. So dis die protokol. Die pad na Jahwe die Almagtige se teenwoordigheid is dood. Dood in myself. Dood in die eie ek. Ek self moet uit die pad uitkom. Want dit gee toegang. So hierdie hele Torah porsie gaan oor, ek moet sterf in myself om in te kan beweeg in die heerlikheid van ons hemelse Vader. En dis eintlik wat dit beteken, sodat jou lig sal brand vanweë die feit, ek is dood, ek het myself neergelê. Ek het die eie ek uit die pad kom uitvat, sodat sy lig in my kan brand, want onthou net, dit gaan oor sy karakter in my, wat in hierdie wêreld weerkaats moet word. Dis ek en jy, en dis die bruid. Dis die bruid aan die einde van die dag. Ons moet sy karakter en sy lig gaan laat skyn in 'n wêreld wat donker is. Mense, jy's getaak om lig te wees in 'n donker kamer. Ons kan nie net inbeweeg in die allerheiligste of in sy teenwoordigheid as ons nie gesterf het in onsself nie. As jy inkom met ongehoorsaamheid, as jy inkom met 'n dubbelhartige lewe, as jy inkom met 'n vreemde vuur. En dan net die vuur wat aangesteek is hier binne in my en jou, in die tabernakel vir die eerste keer, was nie aangesteek deur 'n mens met 'n vuurhoutjie nie.
daai vuur, daai lig is aangesteek uit die hemel uit. So ek kan nie vreemde vure inbring nie. Ek kan nie toelaat dat my woord in my gekontamineer word met godsdiens tradisies nie. Dit beteken ek moet sterf. So hierdie Torah porsie begin na die dood. So na die dood kry ons eintlik toegang tot sy heilige teenwoordigheid. Ons kan nie handel en wandel elke dag, maar dis nie in lyn met Vader se woord en met sy karakter en dink daarna ek en jy gaan 'n lig wees wat kan skyn tot eer van sy heerlikheid nie. Ons kan nie. Ons kan nie deur ons handel en wandel ongewenste vure inbring met sy vuur nie. Ek kan nie as sy vuur heilig is inbring skuldgevoel en verwerping en selfhaat en skinder en kwaadpraat en my hart is nie suiwer voor sy aangesig nie, dan gaan my vuur dood en dit is waarteen Yeshua ons waarsku. Hy sê pas op dat jou lig nie duisternis word nie. My gedrag kan nie getuig van die ou mens sonder Yeshua nie. My gedrag moet getuig van alles het nuut geword. Met ander woorde, gevaarlike stelling. Ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. En wanneer ek sê ek leef nie meer nie en hy leef in my, dan moet iets doodgaan. Ek moet self sterf. Die eie ek, my eie vooropgestelde waardes en idees moet sterf en ek moet sy lig toelaat dat sy lig in my kom skyn en in my kom lewe. Ek kan nie hom nader op my eie termes en my eie voorwaardes en my eie perspektief nie. Ek kan nie, want ek sal sterf en daai sterf is 'n ewige dood. Ek kan net na die dood lewe as ek self gesterf het. Dit is presies die skaduwee wat Yeshua vir my en vir jou kom wys het. So in ander woorde mense, my perspektief, as ek dit so kan uitdruk, moet eers sterf. Ek moet eers sterf, ek moet eers doodgaan en na die dood het ek toegang tot sy heerlikheid. Ek hoop dit maak vir jou sin. So na die dood is die sleutel van die toegang en dis hierdie Torah porsie en dis hoekom ek hierdie kerse aangesteek het, want dit gaan oor bruidskap, dit gaan oor ek moet myself verloon, ek moet my folterpaal opneem. Jou skrif kan ook sê, neem jou kruis op en volg my. Ek sê, neem jou folterpaal op en volg hom. Ek kan nie in sy volmaakte teenwoordigheid inbeweeg as ek nog in beheer is van sekere goed in my lewe nie. Nou vra ek vanoggend die vraag vir jou op hierdie pragtige Shabbat. Wie beheer jou? Wie beheer jou denke? Wie beheer jou spraak? Veral wanneer jy onder druk geplaas word, hoe praat jy dan? As goed nie volgens jou beplanning is nie, hoe handel jy? Hoe wandel jy? Waarmee is ons besig? En in Levitikus hoofstuk 16 begin die woorde juis, waar die woord begin praat. Hy sê, en na die dood van Aaron se 2 seuns. Mense, dit is belangrik hierdie. Want na die dood van die 2 seuns is daar toegang. Want onthou net, vir 7 dae het hulle 'n reinigingsproses deurgemaak en toe kom die heerlikheid van Jahwe die Almagtige in die tabernakel. So wie is nou die tabernakel? Ek en jy. So hoe is hierdie vuur aangesteek? Deur die lewensasem, sy ruach, wat wind en gees beteken, is by my ingeblaas. En daarom is ek en jy 'n lewende siel. So daai vuur in ons is nie ons vuur nie, dis sy vuur. Ek kan dit nie kontamineer met alkohol, met drank, met buiteegtelike verhoudings, met pornografie. Ek kan nie hierdie vuur voed hier binnekant my met die dinge van hierdie wêreld nie. Hierdie vuur is heilig. Hierdie vuur is heilig want dis sy teenwoordigheid. Hy het dit kom aansteek. Ek kan nie in die ingang hê in die allerheiligste sonder dood nie. Iets moet dood. Iets moet sterwe, daar moet bloed wees. Ek praat nie van 'n fisiese dood nie. Ek praat van die dood van die eie eer, die selfgemaakte godsdiens, my eie vooropgestelde perspektiewe. Dit bring my nêrens. My vleeslike benadering. Ek kan nie inbeweeg nie. Hy sal my nie toelaat nie en daarom bel mense en vra mense, maar hoekom antwoord hy nie my gebed nie? Hoe lyk my en jou lewe? Hoe lyk ons vure wat ons inbring? Het ons dalk gesterf? So, Agerai Mout, hierdie pragtige Torah porsie, is voor die heerlikheid, voordat jy inbeweeg, moet iets sterf. En dis die patroon van die koninkryk in die Nuwe Testament. Dis die patroon, met ander woorde,
eers die folterpaal, dan die troon, met ander woorde, eers sterwe, dan opstanding, dan die bloed, dan die heerlikheid. Dis die koninkryksbeginsels. So wanneer ek sterwe en ek raak ontslaaf van my ou heidense lewe en ek het 'n nuwe lewe soos wat ek Yeshua leer ken het om volkome heilig te wees sodat sy naam en karakter binne in my kan wees en dit nie deur die modder te sleep nie, dan kan my lig skyn. Met ander woorde, ietsie binne my dood. En as ek nie wil dood nie en ek bly lewe, staan ek in die pad. Ek kan nie, hoor gou mooi. Ek kan nie 'n man of 'n vrou wees van integriteit. Maar my lewenswandel in die publiek is een lewenswandel as wanneer ek alleen is en niemand sien my nie. Integriteit beteken ek is konsekwent wanneer ek in die publiek is, wanneer ek in die gemeente is, wanneer ek by iemand gaan kuier of wanneer niemand my sien nie. Waarmee is Frik besig? Dis my belangrik, dis integriteit. So onthou net, hy kan eintlik nie ons gebede beantwoord en ek sê dit op rekord. Wanneer jy daai lewe en jy leef hier 'n ander lewe. Ek bedoel, hoe kan lig en duisternis by mekaar uitkom? En dit is wat Yeshua vir ons kom doen het. Yeshua het vir ons die weg geopen na die dood. Ek gaan dit weer vir jou sê. Yeshua HaMashiach het vir ons die weg geopen na die dood. Die voorhangsel het oopgegaan toe hy uitgeroep het, dit is volbring. En hy kom tot sterwe en hy blaas sy asem uit en die voorhangsel skeur van bo na onder. Dit het nie gebeur tydens die wonderwerke nie. Die voorhangsel het nie geskeur tydens die leringe wat hy gegee het, of tydens sy doop, of tydens die geboorte nie. Die voorhangsel het geskeur na sy dood. So ons kan net inkom na die dood van iets. Ons kan nie vreemde vure inbring nie. Hy het vir ons die weg gebaan, soos die twee seuns van Aaron in hierdie spesifieke Torah porsie, het Yeshua gekom na die dood, voorhangsel geskeur, sodat ek en jy die gawe het om in te kan beweeg in die allerheiligste, en dan moet ons inbeweeg met protokol. Jy moet inbeweeg met heiligmaking. Jy kan nie een persoon daar wees aan 'n ander persoon nie, wees nie, en ek het dit gesê, ek en jy moet konsekwent wandel en leef voor sy aangesig met geregtigheid, regverdigheid, om dit te doen wat reg is voor die aangesig van Jahwe die Almagtige. Lees gesaam met my asseblief na die boek van Levitikus, hoofstuk 18 vers 24 tot 30. Mense, neem kennis van hierdie skrifte, asseblief. Ek gee dit vir jou, want dit het te maak met die eindtyd bruid. Ons is die geesbruid, ons is die warrior bride, ons is die bruid wat hy gaan kom haal wanneer die wolke oopskeer. Neem kennis dat jy van hierdie goed moet inneem en dit moet blywend wees in jou lewe. Jy kan dit nie Dinsdag of Woensdag weer verloor nie. Hier was die grootste gevaar van alles. Dis nie die duiwel nie. Dis wanneer ek en jy vergeet. Ons vergeet. Wat ek vandag behandel het, vergeet jy teen Woensdag. Jy kan nie vergeet nie. So lees gesaam met my Levitikus hoofstuk 18 vers 24 tot en met 30. Hierdie wat ek nou met jou gaan deel, dis vreemde vure. Dis vreemde vure. Vers 24. Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie. Watter dinge nie? Want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig wat ek voor julle sal verdryf. Vers 25. So die land dan onrein geword. Nie net 'n mens, nie net 'n individu of 'n huis of 'n gemeente nie, die totale land. Hoe lyk Suid-Afrika vandag vir jou? Hoe lyk Namibië vir jou? Gaan kyk so 'n bietjie as jy deur die strate ry van enige dorpie in Suid-Afrika. Dis absoluut vervalle. Hoekom? So het die land onrein geword. Mense, ek verstaan nie die som nie. Daar is hordes kerke in klein dorpies en in groot stede. Hoekom lyk ons plekke so? Hoekom lyk ons lewens so? Hoekom val ons huwelike uitmekaar uit? So het die land dan onrein geword, en ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspoeg. Hoor gemooi, ek gaan hom weer vir julle lees. Sodat die land sy inwoners uitspoeg.
Want die land het onrein geword, want die inwoners van die land het onrein geword. Met ander woorde, daar's vreemde vure, daar kontaminasie plaasgevind. Openbaring 3 praat die woord van lauwarm. Nou, oomblik as ek sê lauwarm, waarin dink jy? 1. Waaglik. Nommer 2, ek sal jou by my mond uitspoeg. Was jy maar eerder koud? Was jy maar eerder koud gewees? Nee, maar jy kan nie warm en koud wees nie. Jy moet vandag 'n besluit neem. Of jou lig brand tot eer van sy koninkryk, of jy die lig brand tot eer van jouself, of tot eer van hierdie wêreld. Sodat die land nie langer onrein kan wees nie. Suid-Afrika, ons het 'n onrein land, want ons is besig met onrein dinge. En hoe langer ons aanhou met onrein dinge, en ons is ongehoorsaam aan Jahwe die Almagtige, en ons keer nie terug na hom toe nie. Ek gee nie om watse konferensies jy bywoon, watse mighty mens, watse naweek workshops, watter goed jy bywoon nie. Vir my gaan dit oor die absolute waarheid. Vir my gaan dit nie oor fluffiness nie. Die oomblik wanneer jy teen die woord kom in terme van sy gebooie, sy instruksies en sy shabbatte, is ons verkeerd, dan word alles onrein. Jy kan watter mighty men, mighty women, mighty children, jy kan wat ook al hou. As jy die verkeerde goed verkondig en die volk keer nie terug nie, en dis wat gebeur, gaan ons land so lyk. En die land sal sy inwoners uitspoeg. Vers 26. Maar julle, ek en jy, moet my insettinge en my verordeninge onderhou en niks van al hierdie gruwels doen nie. Moet niks van al hierdie gruwels doen nie. Hoe kan daar 'n gemeente wees wat 'n man met 'n ander man laat trou, as die woord sê dis 'n gruwel in sy oë? Help my gou met daai ene. Hoe kan jy 'n vrou met 'n vrou laat trou, en hulle trou wettiglik? Hoe kan jy dit toelaat? Die inwoners van die land sal uitgespoeg word, maar julle moet my insettinge, my verordeninge onderhou, en niks van al hierdie gruwels doen nie. Die kind van die land, of die vreemdeling wat onder julle vertoef, die met ander woorde mense, gaan verkondig hierdie woord. Ons moet klaar kry met ons gruwels, ons moet klaar kry met ons ongehoorsaamheid, met ons eie geregtigheid, ons moet sterwe, voordat ons kan inbeweeg in sy heiligheid. Anders gaan ons niks bereik nie. Vers 27. Want die mense van die land, wat voor julle gewees het, met ander woorde ons voorvaders wat betrokke was met vrymesalery en broederbondes en rapportryers en al daai kliks, ek noem dit 'n kamerabende, al daai kamerabendes, het goed gedoen wat geestelik mooi gelyk het op die voorgrond, maar die allegoriese betekenis daar agter het veroorsaak dat ons totale godsdienswêreld se wortels is vrot. En die oomblik wanneer 'n wortel vrot is, dan beteken dit dat die vruggie daarbo is ook vrot. Dis hoekom ons sukkel. En ons het toegelaat om geïnfiltreer te word met die Romeinse godsdienst, met ander woorde die Rooms-Katolieke kerk. Ons het toegelaat dat dit moet inkom, en niemand het opgestaan vir die waarheid nie, want die oomblik as jy opstaan vir die waarheid, dan kom die kerksysteem teen jou. Nou is jy 'n ketter, nou is jy Joods, nou is jy wetties, nou is jy dit, nou is jy dat, en jy word verban. Ek weet van mense wat groot gedoop was, en dan kom hulle by hulle oorspronklike gemeente, en is oomblik as hulle sê, hulle is groot gedoop, is dit onmiddellik onder sensuur. Want die mense van die land, wat voor julle gewees het al hierdie gruwels gedoen, en die land het onrein geword. Suid-Afrika, ons land is onrein. En die rede daarvoor is, ons bly vashou aan menslike oorleweringe en kerklike tradisies. Ons gaan nêrens kom nie, hoor vandag vir my. Geen kerk, geen denominasie waarin jy behoort, is die paspoort na die ewige lewe nie. Alleenlik Yeshua HaMashiach, wat vir my en vir jou die prys betaal het. En hy sê, as jy my lief het, dan bewaar jy my gebooie. Dan gaan jou lig skyn. Vers 28. Laat die land julle dan nie uitspieg, as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasies uitgespieg het, wat voor julle was. Die rede dat ons is waar ons is, Suid-Afrika, is ons eie skuld. Is ons eie skuld. En weet jy wat? Ons leer nie 'n les nie. Dit kom amper by my op, waar Vader sê, waar moet ek julle nou nog slaan? Wat moet ek nou nog doen aan julle?
Kyk hoe lyk julle lewens, kyk hoe lyk julle land, kyk hoe lyk julle ekonomie. Hoeveel mense is werkloos? Hoeveel mense sukkel? Kyk hoe lyk dit? Nee, dwelms en alkohol en brandewyn en daai tipe van dinge is in die orde van die dag. Ons is gelukkig, solank ons net een keer 'n week kerk toe gaan en ons gewete word gesis en ek het daarom 'n Bybel en ek is 'n kerkmens. Dit beteken niks. Vra vandag vir jou, brand jou lig. Vers 29. Want almal wat enige een van hierdie gruwels doen, enige een van hierdie gruwels, jy kan dit gaan oplees. Gaan kyk na die gruwels. Gaan lees hom maklik, om jou tyd te spaar, want mense wil mos nie meer moeite doen nie. Gaan lees, Spreuke hoofstuk 6, vers 16. Gaan kyk na die gruwels. As jy van iemand skinder, is dit 'n gruwel voor die aangesig van die lewende God. As jy 'n groepie maak by jou werksplek, of by 'n familie, of by 'n gemeente, en jy het 'n groepie, jy het 'n kamerabende, jy het 'n kliek gevorm, is dit 'n gruwel voor die aangesig van God. Maar jy kom dan, daarna kom jy by die kerk in, en die hande is op, en jy maak die regte geluide, en jy's op pad hemel toe. Jy's eintlik besig om vir jouself 'n leuen te vertel. Want almal wat enige een van hierdie gruwels doen, die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder die volk uit. Met ander woorde, sit hom of haar uit, want hulle het hulle lig verloor. Vers 30. Daarom moet julle my ordeninge onderhou om niks te doen van die gruwelike insettinge wat voor julle gedoen is. Met ander woorde, wat ons voorvaders gedoen het nie. Dat julle nie daaraan veronreinig nie. Ek is Jahwe, die Almagtige, julle Elohim. Sjoe, mense. En dis hoekom ek hierdie 2 kerse aangesteek het, want hierdie gaan oor bruidskap. Hierdie gaan oor suiwering, afgesonderd, apart gestel. En hier word verwys dat die nasies Jahwe wil dien op hulle maniere. Nee, frik, ek het my kerk en ek gaan Sondag kerk toe. Ek het nie 'n saak met Shabbat nie, want Shabbat is mos vervul in Yeshua. Nee, frik, sy wette is nie meer nodig nie. Ek het nie nodig om my ouers mee te eer nie. Ek kan maar steel, ek kan korrupsie pleeg, ek kan 'n valse getuienis aflê. Ek hoef nie hierdie goed te doen nie, man, dis Ou Testamenties. Wel, gaan kyk hoe lyk jou huis, gaan kyk hoe lyk jou land, gaan kyk hoe lyk jou besigheid. Want die nasies het teruggekom, en vandag is dit nog steeds so, maar ons almal is op pad hemel toe, gaan jy na enige begrafnis toe, en gaan hoor die persoon wat daar lê, of daai persoon hemel toe gaan, of daai persoon hel toe gaan. Hulle leef soos absolute ongeregtigheid, hulle leef in hierdie wêreld, maar wanneer daai mic gevat word, en jy sê, môre geliefdes, dan sê hulle, hierdie persoon is in die hemel. Hierdie persoon is op 'n plek waar daar nie trane is, daar's nie hartseer nie, daar's nie smarte nie, daar's nie moeite nie, daar's niks nie, daar's vrede. Hoekom lieg ons? Hoekom lieg ons? Sjoe, dink so 'n bietjie daaraan. Elohim waarsku. Hy kom en hy sê, mense, daar's protokol. Om my te behaag is daar protokol. Jy kan dit nie doen op jou eie maniere nie. Jy self moet dood. Dis wat hierdie Torah porsie by leer. Om my lig te laat brand, moet ek dood. Die eie ek moet dood. As jy hom wil behaag, moet jy die praktyke van hierdie wêreld stop. Spoeg dit uit. En Israel, wat sy bruid was, wat sy volk was, is 'n voorbeeld. Hy het hulle ingelei in ballingskap. Want hulle wou nie hoor nie, hulle het gewandel in die weë van Jerobeam. Hulle wou nie hoor nie, hulle wou nie regmaak nie, hulle wou nie terugkeer nie. En ons is vandag presies daar. Maar nee, my broer, die genade, dis wat die koning vir Jeremia gesê het, toe Nebukadnesar in sy voordeur klop, toe sê hy vir hom, nee, die genade van Jahwe, ons Elohim, al wat ons nou moet doen is, kom ons bid saam, ons roep sy aangesig. Jeremia sê, dis te laat. Julle het julle hand oorspeel. Genade het by die deur uitgeloop, want julle speel met sy genade. Julle dink julle kan maak en doen wat julle wil, en wanneer julle sy teenwoordigheid inkom, dan moet hy net daar wees. Hy sê in die boek van Jesaja hoofstuk 1, hy sê, ek druk my ore toe, ek maak my oë toe vir julle gebede, julle trap my drempels deur, ek wil julle eintlik nie sien nie, julle gebede is vir my 'n gruwel. Jy gaan nie hierdie boodskap van 'n kansel afkry nie, hoor. Jy gaan nie. Ek is nie hier om mense te behaag nie, ek is hier om die lig te laat brand in jou lewe en in my lewe. Dis hoekom ek hierdie woord met jou deel, en ek gaan nie met jou doekies omdraai nie.
Ek gaan met jou reguit praat. Ek gaan vir jou vertel wat jy moet hoor, nie wat jy wil hoor nie. Almal wil hoor, nee, ek gaan hemel toe en ek gaan op die wolkie en ek gaan 'n viooltjie speel en ek gaan hom behaag, want liewe Jesus is op my lippe. Jy maak 'n groot fout. Jy maak 'n groot fout. Dit wat ek vandag met jou deel hier is die waarheid. Asseblief, moenie my glo nie, gaan ondersoek dit self. Moenie my glo nie. Sit jy bietjie tyd en sit jy bietjie 7-8 ure in by jou lesenaar om so 'n woord te gaan voorberei en gaan bedien hom by 'n bidhuurgroep. Ek daag jou uit, gaan doen dit. Hulle gaan vir jou neklus my ou. Amos 9 vers 7 tot 12. Mense, hierdie woord is vir my baie ernstig. En ek wil jy moet kennis neem asseblief van hierdie woord. Amos 9 vers 7 tot 12. Is julle nie vir my soos die kinders van Kus? Wat het die kinders van Kus gedoen? Dis 'n skaduwee van die wêreld. Hoor wat vra Jahwe ons Elohim. Hy sê, is julle nie vir my soos die kinders van Kus? Ook kinders van Israel, spreek Jahwe die Almagtige. Het ek Israel nie laat optrek uit Egipte en die Filistyne uit Kaftor en die Arameërs uit Kir nie? Vers 8, kyk die oë van Jahwe die Almagtige is gerig teen die sondige koninkryk. En ek sal dit vir die aardbodem verdelg, maar ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg nie. Spreek Jahwe die Almagtige, met ander woorde, ek soek die man en die vrou wat afgesonderd met my wandel, die remnant. Ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg nie, want daar is manne en vroue wat opstaan en uitstaan vir my koninkryk, wat 'n ligdraer is, soos 'n bruid behoort te wees. Nie almal nie. Jy kan nie met jou eie geregtigheid voor sy aangesig kom en in sy teenwoordigheid inbeweeg nie. Jy kan nie. Jy kan inkom na die dood. Na die dood kan jy inkom. Aggery mot. Dis die sleutel. Na die dood kan jy inkom. Na die dood van ek self. Na die dood van my eie godsdiens opvattinge. Dit is tyd om terug te kom na sy woord in gees en in waarheid. Vers 9. Want kyk, ek gee bevel en ek sal die huis van Israel onder al die nasie skud, soos 'n sif geskit word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie. Met ander woorde, hoor my mooi. Die geregtiges en die opregtes van hart sal die beskerming geniet. In die laaste dae in die boek Openbaring hoofstuk 3, sê die woord. Hy sê, en ek sal julle beskerm omdat julle my woord bewaar het, oor die beproewing wat oor hierdie hele wêreld sal kom, en al die inwoners op die proef sal stel. Ek gaan al die inwoners op die proef sal stel, met ander woorde, ek gaan vir hulle sif, maar die opregtes van hart, ek sal hulle beskerm, hulle wat se lig brand, hulle wat na my toe kom, na die dood, ag gaan my mot, hulle wat na my toe kom, nadat hulle self gesterf het, die ou mens is dood, is begrawe, ek het opgestaan, is 'n nuwe skepping, ek sal hulle beskerm, hulle wat my woord bewaar, hulle wat gehoorsaam is aan my woord, ek sal hulle beskerm, hulle sal nie op die grond val nie. Vers 10, al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe. Die wat sê, hoor hier die arrogansie, die wat sê, en dis wat die koning vir Jeremia gesê het, hy het gesê, nee, niks sal teen ons kom nie, want ek bedoel, hier is die verbondsark, die ark is in ons midde, Jeremia, niks sal met ons gebeur nie, nee, die Bybel lê oop in my huis, die demone moet vlug. Hoor nou weer, vers 10, al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, die wat sê, die onheil sal ons nie bereik nie, en ons ontmoet nie. Hulle wat sê, nee, wat dit sou nie na my toe kom nie. Ek kan maar leef en maak soos wat ek wil, ek kan rondslaap, ek kan kyk na pornografie, ek kan buite egtelike verhoudings, ek kan drink, ek kan rook, ek kan dwelm, ek kan alles doen. Ek moet net terugkom met my lippies bely om te sê dat Jesus is die seun van God, want dis mos wat die kerk my leer. Ek kan alles doen. Die onheil sal my nie bereik nie, die onheil sal my nie ontmoet nie. Dis arrogant. Gaan lees jou woord. En dis hoekom ek die kerse aansteek, om vir jou te vra vandag, tydens hierdie Torah porsie, brand jou kers, Frik, brand jou kers, ek vra dieselfde vraag vir my. Vers 11, in die dag, sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en ek sal sy
sy skeure toebou en die pyn oop herstel, en ek sal dit opbou soos in die ou tyd. Dit is vandag my gebed, man, dat Vader ons huise sal kom herstel, maar ek en jy moet terugkeer. Ons kan nie langer skynheilig wees nie. Ons kan nie langer met dubbelhartigheid voor sy aangesig verskyn nie. Vers 12, sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek Jahwe die Almagtige, wat dit doen. So spreek Aggereimot profeties in my en jou lewe, vandag op hierdie pragtige Shabbat. Na die dood is daar toegang. Ek wil dit weer vir jou sê, na die dood, nie voor die tyd nie. Jy moet sterf aan jouself. Die hoëpriester is die enigste persoon gewees wat in die allerheiligste kon ingekom het. En weet jy wat? Hy het ingekom waar iets moes gesterf het. Hy moes bloed ingebring het op sy hande en hy moes dit besprinkel het. So iets moes sterf. Die hoëpriester kan slegs ingebeweeg het in die Ou Testament, in die tabernakel of in die tempel, nadat iets gesterf het, Aggereimot. Iets moet sterf. Die bloed is die teken, iets het gesterf. Die wierook en die wit linne en die vrees vir gehoorsaamheid is een facet, maar om in te beweeg moet iets sterf. Dit wys ons, jy kan nie die dieper dinge van Elohim benader en of verstaan nie, want ek kry in die week 'n boodskap wat iemand vir my sê, hoorie Frik, ek verstaan nie wat jy sê nie, hierdie goed is bokant my vuur maak plek. Toe sê ek, weet jy wat, dankie vir jou boodskap en dankie vir jou eerlike hart, maar ons is klaar met die melk. Ons is klaar met die melk. Ons nou begin 'n vaste kos eet. Ons kan nie langer met fluffiness opgehou word, ons sit vir 'n uur en 'n half, en ons luister na iemand en is 'n klomp fluffiness, en wanneer hierdie goed na vore kom, dan sê ons maar, ek verstaan dit nie. Hierdie is ooglopende goed, mense. Dit wys ons, jy kan nie met die dieper dinge van Elohim inkom, sonder bedekking, sonder die bloed, sonder die rook en aanbidding nie. Hoor mooi, die rook en aanbidding. Wat beteken hy rook? Dit beteken my gebed is soos 'n welriekende offer voor sy aangesig. My lewe, my handel en my wandel moet vir hom 'n aangename geur wees. Dis hoekom hy sê, julle moet sout van hierdie wêreld wees. Want as jy nie sout is nie, bring jy nie geur nie. En dit is my belangrik om hierdie goed vandag met jou te deel, want ek praat oor die eindtyd bruid, Aggereimot. Ons is die eindtyd bruid, ons is die end time bride. Neem kennis. Niemand kyk sommer direk na sy heerlikheid nie. Daar moet 'n bedekking wees. En daai bedekking is die bloed na die dood. En baie interessant, tydens Yom Kippur, waar die hoëpriester in hierdie geval Aaron, het nie ingekom met sy glorieryke priesterlike klere in die allerheiligste nie, tydens die periode van Yom Kippur. En daai net, jy kry Pesach, dan kry jy ongesuurde brode, dan die eerste vrug, aan die woorde die opstanding, die eersteling gerf, dan Shavuot, die uitstort van die Heilige Gees, waarheen ons nou op pad is, dis die 50 dae, die Omer reis wat ons aanbied op ons kanale, die reis van Egipte na Sinaï, en dan Yom Teruah, die blaas van die shofar, of die trompette, aan die woorde die koms van Yeshua, die Messias, en dan Yom Kippur, die Yom Kippur het een keer 'n jaar plaasgevind, waar die hoëpriester inbeweeg in die allerheiligste. Die eerste keer in 'n jaar wanneer iemand inbeweeg in die allerheiligste, is tydens die periode van Yom Kippur, the Day of Atonement, met ander woorde die versoensdag, waar die hoëpriester vir ons versoening doen vir ons sondes, en daai dag wat hy inbeweeg, die hele jaar loop hy rond met sy glansryke klere met die 12 stene op sy bors, en hy het hierdie pragtige hoed op sy kop, maar die dag van versoening, op die dag van Yom Kippur, trek hy eenvoudige wit linne aan. Hy het 'n wit kopdoek, en hy het 'n wit kleed aan, spierwit, en dit beteken die volgende: voor Jahwe, die Almagtige se troon, val jou menslike aansienlikheid weg. Geen titels, geen posisie, geen uiterlike pragt en praal nie, niks nie. Jy sterf in jouself. Jy kom voor hom met nederigheid en afhanklikheid voor sy aangesig. En dis hoekom hy daai spesifieke dag 'n spierwit linne kleed aangehad het, dat daar geen titels voor die aangesig kom nie, want jy kan nie inkom met jou titel, jy kan nie inkom met jouself en met jou eie ek en jouself aangestelde. Jy kan nie. Dit staan nie in sy teenwoordigheid nie.
Voor die allerheiligste is daar 'n paar dinge wat jy van moet kennis neem. Dis reinheid, dis ootmoed, dis verootmoediging, dis gehoorsaamheid en dis geregtigheid. Dis belangrike dinge om in sy teenwoordigheid in te kom. Geregtigheid beteken wat? Om gehoorsaam te wees, basies aan die Torah. En dis die olie. As jy wil olie hê in jou lampie, Torah. Die Torah, die fondasiewoord. Eerste 5 boeke van die Bybel. Want die Torah beteken instruksies. Dis lewensinstruksies. En baie interessant dat die wit linne wat die hoëpriester gedra het, dui op die skaduwee van Yeshua, Messia, die gesalfde. En dis baie interessant om dit te verstaan, want onthou net, hy was heilig, hy was afgesonderd, hy is die lopende, lewende tabernakel, hy het regverdige dade gehad, en hy was die bruid in voorbereiding. Dit is wie Yeshua was, en dit is die skaduwee van die bruidegom. So wie is nou ons hoëpriester? Yeshua, en hy tree vir my en vir jou in, en dis waar ek en jy moet wees. So hoor nou mooi die vervulling van Yeshua ten opsigte van die hoëpriester met die wit linne. Hoor baie mooi, die vervulling van Yeshua die gesalfde, waar Yeshua ons hoëpriester, hy is ons hoëpriester, het homself verneder. Hy het nie gekom met sy aardse pragt nie. Hy het gekom met nederigheid. Hy was nederig gewees voor die aangesig van Jahwe die Almagtige. Want onthou net, as ek die woordjie God kan gebruik, Jahwe die Almagtige is gees, Yeshua is vlees. Hy het gekom in die vlees, 100% Elohim, 100% mens, en hy het ons kom leer hoe om te wandel in sy teenwoordigheid. Hoe om die Torah uit te leef, die volmaakte Torah. Hy was die lopende, lewende Torah, en hy het dit volmaak kom uitlewe. Hoor wat sê Filippense, bly gestaan met my, na die Nuwe Testament, Filippense hoofstuk 2, vers 5 tot 8. Hoor hierdie baie belangrik. Hy sê, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. So nou kom die vlam, nou kom die lig wat in my en jou moet brand. So ander woorde, maak my blydskap volkome, deur eensgesind te wees. Julle moet dieselfde liefde hê, een siel, een van hart, een van sin. Vers 3, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar doen dit in nederigheid, waar ons die een die ander hoër ag as homself. Vers 4, julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen na iemand anders se belang. En wat is ons vandag in hierdie wêreld? Elke ou is net vir homself. So wat is in vir my? Dis mos maar waaroor dit gaan, nê. Vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Yeshua Messia die gesalfde was. So wat was sy gesindheid? Wat is sy voorbeeld wat hy vir my en vir jou kom stel het? Vers 6. Want hy wat in die gestalte van Elohim was, hy wat in die gestalte van Elohim was, so wie is hy? Hy is Elohim in die vlees. Het dit geen roof geag om aan Elohim gelyk te wees nie. Hy het sy hemelse goddelike woonplek verlaat. Die Gees het vlees geword en onder ons kom woon. En hy het gewandel op hierdie aarde en hy het nie een keer gedink om weer te wees soos hy terwyl hy op hierdie aarde was nie, want hulle is een. Nie een keer nie. Dis hoekom hy opwaarts gebid het. Vader wat in die hemel is. Nou sê baie mense, ja, kan julle sien, hy is nie aanbiddingswaardig nie. Hy is net die seun. Hy is net 'n profeet. Hy is net die Messias. Hier kom die woord baie duidelik. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in meester Yeshua die gesalfde was. So wat was sy gesindheid? Vers 6. Hy, hoor gegaan. Vers 6. Die waf. Die waf het vir my en vir jou kom sterf, die mens, die seun van die mens. Die waf is die 6de letter van die Hebreëse alfabet. Hy is die connection tussen hemel en aarde. Hy het aan die folterpaal gesterf, en terwyl in die folterpaal hang, het hy soos die hoek, of soos die spyker gelyk,
die wafteken, die 6de letter van die Hebreëse alfabet. Hoor wat met hom gebeur het. Hy, Yeshua, wat in die gestalte van Elohim was. Hy is die gestalte van Elohim. So dit beteken hy is Immanuel, Elohim met ons. En het geen roof geag om aan Elohim gelyk te wees nie. Disippels, as julle my sien, het julle die Vader gesien. Wandel in my en ons wandel in jou. Abide in me and I will abide in you. Vers 7. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. So weet jy wat? Hierdie mense wat preek om te sê dat hy is nie aanbiddingswaardig nie, hy is nie lofprysingswaardig nie, ek gaan nie meer die verbondsmaal geniet nie, want hy is net 'n mens, lees asseblief hierdie weer 'n keer. Vers 8, in die gedaante gevind van 'n mens, hy het mens geword, 100% Elohim, 100% mens, hy het in 'n gedaante van 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Hoor mooi, aggery mout, na die dood, tot die dood toe, aan die folterpaal. Hy het die heilige werk gebring, sodat daar versoening kan wees vir my en vir jou, met ander woorde, volmaakte reinheid, wat hy kon bewerkstellig het, sodat ek en jy kan toegang hê tot die gawe van die ewige lewe. Daarom moet my lig brand. Daarom moet ek olie hê aan my lampie. Mense wat nou belangrik is dat ek en jy moet dit vermy wat afgoderry in ons lewens veroorsaak. Maak seker jy is vertroud met wat rein en onrein is. Kry klaar met jou seksuele afwykings. Stop met dit vandag. Kry klaar met pornografie. Kry klaar met Facebook verhoudings. Kry klaar met jou buiteegtelike verhoudings. Stop met dit. En lees saam met my asseblief Romeine hoofstuk 11 vers 17 tot 21. En as sommige van die takke afgebreek is, nou moet jy onthou dat Romeine 11 is een van die mees belangrikste hoofstukke wat Paulus geskryf het. Dit gaan hier oor die herstel van die huis van Dawid. Dat die verborgenheid van die heiden, ek en jy, ons is die 10 nasies, moet terugkeer na Juda en Benjamin, met ander woorde die 2 nasies wie Israel is. En die huis van Dawid moet weer herstel word. Dit gaan nie herstel word as ons aangaan waarmee ons besig is nie. Want 'n hart van 'n vader is seer wanneer sy 2 seuns nie met mekaar praat nie. Jahwe die Almagtige se hart is seer, want die 2 seuns praat nie met mekaar nie. Die 10 stamme is oor hierdie wêreld versprei, en die ander 2 stamme, Juda en Benjamin, hulle moet by mekaar uitkom. Om by mekaar uit te kom, moet ons gaan kyk, wat sê Esegiel 37? Ons moet gaan kyk, hoe word hierdie 2 stokke 1 stok, om die huis van Dawid te herstel. So nou kan jy saam met my lees, Romeine hoofstuk 11, vers 17 tot 21. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, vers 18, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Met ander woorde, Israel dra ons. Juda en Benjamin dra ons. Ons is die verlore stamme. Ons is ingeënt in hulle, deur die bloed van die lam. Mense, is my so belangrik, na die dood, die bloed van die lam het ons kom inent, aggery mout. Na die dood het daar baie gebeur. So na die dood beteken eintlik toegang. Ons het toegang tot die wortel. Ons het toegang tot die saad van Abraham. Ons het toegang om 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam te kan wees in sy koninkryk. Moenie roem in die tak nie. Ons is niks. Ek roem in die wortel, want hierdie woord wat ek vashou, is nie in Amerika geskryf, of in Nieu-Seeland, of in Windhoek, of in Suid-Afrika nie. Hierdie woord is geskryf oorspronklik uit Israel. Aan ander woorde, dis die wortel. Ek is net die tak. Die tak kan hom nie hoër ag as die wortel nie, want die tak word gedra deur die wortel. Ek hoop dit maak vir jou sin. Vers 19. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingewend kan word.
vers 20, goed. Deur ongeloof is hulle afgebreek, want hulle het nie geglo in die Messias nie. Want die Messias het nie van hulle sin gemaak nie, want dan kan nie 2 gode wees nie. Hoe kan daar nou 2 gode wees? Ek bedoel, die Torah leer my Deuteronomium hoofstuk 6 vers 4, Shema, hoor o Israel, dat ons Elohim is die enige Elohim, en nou kom julle met 'n tweede. Hulle is een. Ons het dit nou gelees in die boek van Efesiërs. Deur ongeloof is hulle afgebreek. Met ander woorde, hulle verstaan nie wie is die Messias nie, maar jy staan deur die geloof. Ek en jy staan deur die geloof. Ons moet brand, ons moet 'n lig wees vir hulle wat ons nie is nie. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Nee, hulle het Yeshua het hulle doodgemaak en hulle het hom verwerp. Goed, jy is 100% reg. Hoor wat sê hierdie Torah porsie, aggery mout. So na die dood kan ons hulle gaan vertel, hey, dis die Messias, dis die prys wat hy betaal het, die voorhangs het geskeer, die tempel is nou ons, en hy is die Messias, hy is die bruidegom. So wanneer jy hulle taal begin praat, met ander woorde, jy praat hulle taal oor die gebooie en die instruksies en die verordeninge, en Shabbat op die regte dag, en die feeste, gaan hulle vir jou luister. Met ander woorde, nou het jy die platform om met hulle te praat oor die Messias. Maar wanneer jy kom met Kersfees en Valentine en Vadersdag en Moedersdag en Halloween en Kersfees, gaan hulle vir jou jag. Want dis valsheid. En dis die verborgenheid van die heiden en die Jood in Romeine hoofstuk 11. Mense, ek en jy is ingeënt in die makolyf vanweë die bloed van die lam. Aan die woorde, na die dood het dit gebeur. Na die dood het ek en jy toegang, aggery mout, na die dood. Ons is die oorblyfsels. Ons is die 10 stamme. Ons is saam met die oorblyfsel Juda. Ons gaan gesief word, maar die korrel sal nie op die grond val nie. Ons is ingeënt in die makolyf van wie ons geloof en gehoorsaamheid, en baie belangrik, 'n kadosh lewe. 'n Lewe wat hom behaag. Vandat jy opstaan in die môre totdat jy gaan slaap in die aand. Die vreemdeling is ingeënt. Kom ek en jy lees Efesiërs hoofstuk 2 van vers 11 tot en met 15. Hoor die woord. Hy sê, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene was, in die vlees was, en onbesnedenis genoem word. Aan die woorde, ons was nie besny nie. Deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word. Vers 12. Dat julle in die tyd, toe dit gebeur het met die besnydenis, sonder Yeshua Messia die gesalfde was. Met ander woorde, hulle was besny in terme van die verbond van Abraham, en hulle is deel van die verbond, en nou is hulle deel van die saad van Abraham, en hulle is besny, en dit was verrig met hande. Maar hulle het dit gedoen, sonder die Messias, want die Messias was toe nou nog nie op die toneel gewees nie. Sonder die Messias. Kom ek lees nou weer, vers 12. Dat julle in die tyd sonder Yeshua Messia die gesalfde was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien. Julle was vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop, sonder Elohim in hierdie wêreld. Julle was net besny om deel te wees van die verbond. Julle het nie eens geweet wie is Jahwe die Almagtige nie, julle het nie die Messias geken nie, julle het niks geweet nie. Julle was burgers in hierdie wêreld, maar julle het nie geweet wat maak julle nie. Antwoorde, sonder hoop en sonder Elohim in hierdie wêreld. Vers 13. Belangrik, maar nou, sê gesaam met my, maar nou, maar nou in Messia Yeshua die gesalfde, hoor mooi, het julle wat vroeër ver was, naby gekom, aggery mout, deur die bloed van Yeshua die gesalfde, en nou is ons 'n nuwe mens. Vers 14, want hy is ons vrede, hy wat ons albei een gemaak het, 10 stamme, Juda, Benjamin, 1, waar dit 2 was, is dit nou 1, en die middelmuur en die skeidsmuur afgebreek het. Vers 15, deurdat hy in sy vlees, in die woorde, in sy liggaam, onthou net, hy was in die gestalte van Elohim, hy het hom verneder, hy het geen roof geag om 'n mens te word nie, hy het nooit opwaarts gekritiseer nie.
deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat die insetting bestaan, sodat hy deur die vrede te maak, die twee in homself in een kon skep, ingeënt in die makkolyf. Nou is ons die bruid, nou is ons Israel, nou is ons in eenheid met hom, en nou kan my lig skyn. Halleluja! So mense, hier is nog geen onderskeid. Geen onderskeid nie, want Agerai Mout, na die dood, het ons ingekom, en nou is ons deel van sy volk. Halleluja! Ons is nie meer 'n vreemdeling nie, ons is ingeënt in die makkolyf. Ons is die takke, en dis die wortel, die woord onderhou ons. Die tak kan nie roem nie. Die tak kan nie roem nie. Die wortel dra ons. Ons is net die takke. En Elohim roep, dis die woord Vayikra. Hy roep ons terug na hom toe. Hy sê, keer terug na my toe. Hy roep gehoorsaamheid. Hy roep dat ons weer 'n getuie sal wees vir Yeshua. Openbaring 12, Openbaring 14. Dat ons weer 'n getuie sal wees. In hierdie Torah porsie, ag mense, dit is my so belangrik om hierdie met jou te deel, man. Hierdie Torah porsie verwys na die Pesach lam, aan die woorde die bloed van die lam, waar die lam van Elohim vir my en vir jou kom sterf het, na die dood, het ek en jy die gawe van die ewige lewe, Agerai Mout. En dis ook om hierdie Torah porsie begin na die dood, waar die hoofpriester in beweeg het om versoening te doen in die allerheiligste met Yom Kippur. So wie is nou as hoofpriester? Dis Yeshua. Daar's net een hoofpriester, wat vir my en vir jou kan intree, en sy naam is Yeshua HaMashiach. Hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker. Kan ek dit vir jou so stel? Hy is God die Seun. Ons het dit nou so pas gelees. Mense, baie duidelik, hoor wat ek vandag vir jou sê, moet nooit weer sê, ja, maar Frik sê dit of Frik sê dat nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Redding kan nie deur goeie werke of dade bewerkstellig word nie. Redding vind plaas deur my geloof in Yeshua HaMashiach en om gehoorsaam te wees aan die bepalings. Ek is gered deur genade, nie deur werke nie. My werke kan niks bewerkstellig nie. Versoening het plaasgevind alleenlik deur die Pesach lam, Yeshua HaMashiach. 'n Bloedoffer is voorsien, sodat ek en jy vandag die gawe het van die ewige lewe. Die bloed het die ongeregtigheid kom skoon was en kom reinig. En die hoofpriester het ingestap in die allerheiligste met bloed aan sy hande. Hy was die skadubeeld van Yeshua gewees. Met ander woorde, ons het die gawe van die ewige lewe, vanweer die volmaakte werk op Golgotha. Na die dood het alles verander. Het alles verander. Ek hoef nooit weer 'n lammetjie te slag nie. Ek hoef nooit weer 'n offer te bring nie. Ek is nou die offer. Ek moet aan hom 'n welgevalle, heilige, aanneemlike offer wees. Met ander woorde, ek moet wandel in bruidskap. Ek moet lig wees in 'n donker vertrek. Ek moet sy karakter gaan uitleef. Hy het die prys vir ons betaal. En nou moet ek en jy daardie pad loop. 'n Pad van heiligmaking, 'n pad van afsondering, 'n pad van bruidskap. Ons kan nie langer deel wees van hierdie wêreld nie. En een van die belangrikste en die diepste verborgenhede in Agerai Mout, in terme van hierdie Torah porsie, is die twee bokke. Die een bok is vir Jahwe die Almagtige, en die ander bok is natuurlik Azazel wat weggegaan het. Dit was die weggaande bok gewees. So mense, hierdie twee bokke is 'n ontsaglike, diep profetiese skaduwee wat aandui in Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Die eerste bok, hoor gou baie mooi. Die eerste bok word geslag as die sondoffer. Sy bloed word ingebring in die allerheiligste. Kan jy sien, na die dood van iets kom die bloed van die bok in die allerheiligste. Dit spreek van versoening, bloed, betaling, geregtigheid en die prys van sonde. Dis wat dit beteken. Kan jy sien wat het Yeshua vir my en vir jou gedoen? Die tweede bok dra die sonde van hierdie volk en hy word weggestuur in die wildernis in. Dit beteken, ook in Yeshua, die verwydering van skuld, die wegdra van sondes, die skeiding. Daar word skeiding tussen die volk en ongeregtigheid. En sonde word uit die kamp uit verwyder. Dis die tweede bok. En dit is vervul in Yeshua HaMashiach.
En ek is sommer opgewonde, en dan kom 'n blydskap in my binneste, om te sien hoe die skaduwees 'n werklikheid word. Want die hele woord is in harmonie in mekaar in vervul. En dit word vervul. Hierdie twee boeke wys saam na een groot geheim. Kom ek deel dit met jou. Versoening het nie net sondes betaal nie. Versoening het ook weggedra, dat ek nooit weer sal terugkeer na die ou mens nie. So wie dit bewerkstellig? Yeshua HaMashiach. Hy het my kom verwyder van my ou lewe. Ek is 'n nuwe mens. Met ander woorde, die ou mens is weg. Die wildernis is verdwyn. Ek sien nie meer die ou mens nie. Alhoewel ek hier staan en ek is gewas deur die bloed van die lam, die eerste bok. So hy het my sondes kom wegdra. Hy het my nie net kom reinig nie, hy het dit ook kom wegdra. Met ander woorde, die eerste bok spreek van regverdiging. Die tweede bok spreek van bevryding. Die eerste bok spreek van betaling. Die tweede bok spreek van verwydering. Die eerste bok spreek van bloed. Die tweede bok spreek van wegneem. Yeshua is in albei vervul in terme van die messiaanse vervulling. Lees gesaam met my in die Nuwe Testament, in die boek van 2 Korintiërs, hoofstuk 5, vers 21. Hoor wat sê die woord. Hy sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van Elohim. Dat ons kan word geregtigheid van Elohim in wie? In Yeshua HaMashiach. Met ander woorde, deur sy dood, volmaakte werk op Golgotha, na die dood, aggerymout. Die lam wat sterf, die een wat die sonde wegdra, die een wat vir ons sondes betaal het, die een wat dit van ons verwyder het, so ver soos die ooste van die weste. Halleluja. En Aaron was die verteenwoordiger as die hoëpriester van die hele huis van Israel. Hy was die verteenwoordiger gewees. Met ander woorde, hy het ingekom op die dag van Yom Kippur en hy het die volledige, hoor mooi, volledige verwydering van sondes het hy kom bewerkstellig. Jy kan dit gelees in Levitikus hoofstuk 16 vers 5 tot 22. En dit word geopenbaar in Yeshua. Kom ek lees net Levitikus 16:23 vir jou. Hy sê, dan moet Aaron, hierdie is nou belangrik, dan moet Aaron in die tent van samekoms ingaan en die linneklere uittrek wat hy aangetrek het toe hy die heiligdom ingegaan het. En hy moet dit daar neerlê, met ander woorde, hy moet dit daar los. Hy trek dit uit, kyk nou baie mooi. Aaron was die hoëpriester wat volledig versoening gedoen het vir die hele volk van Israel. Hy stap aan op die dag van Yom Kippur met sy wit linnekleed. Wanneer hy inkom, wanneer hy die heiligdom ingegaan het, dan trek hy sy klere uit, hy trek al die klere uit, dat hy daar kan neerlê, hy los dit net daar. Hy los dit daar. Hy gaan nie terug om dit te haal nie. En dis die vervulling in Yeshua. Lees saam met my Johannes hoofstuk 19, vers 23 tot 24. En toe die soldate meester Yeshua gekruisig het aan 'n folterpaal, neem hulle sy klere en maak 4 dele. Vir elke soldaat 'n deel. En die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in een stuk gewewe. Vers 24. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wiesend dit sal wees, sodat die skrif vervul sal word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. En die soldate het dit gedoen. Hoor gou wat sê Psalm 22 vers 19. Mense, Psalm 22 is basies 'n beskrywing wat gebeur het op daai spesifieke dag op Golgotha. Psalm 22:19. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Kom ons kom terug na Levitikus hoofstuk 16. So Jahwe die Almagtige vergewe nie net nie. Hy verwyder ook. Wat hy versoen, wil hy ook uit die kamp uit wegneem. Aan die woorde, die bok moet gaan. Alles vervul in Yeshua. Maar hier is vandag se probleem. Baie mense wil net die eerste bok hê. Hulle sê byvoorbeeld,
vergewe my asseblief. Vergewe my. Met ander woorde, hulle wil net inkom om te sê, vergewe my. Maar daar's nie 'n stop met hulle dade nie. Daar's nie 'n absolute verandering van optrede en 'n hartsverandering nie. Hulle wil nie die tweede bok hê nie. Want die tweede bok beteken, verwyder dit. Nee, ek wil dit nog steeds sê. Vergewe my, maar ek gaan aanhou met my sondes. Dan verloor jy jou olie in jou lampie. En wanneer die Messias dan kom, dan gaan hy sê, gaan weg van my, ek ken julle nie, julle wat die ongeregtigheid werk. Hulle soek nie die tweede bok nie, hulle soek net die eerste ene, vergewe my, vergewe my, vergewe my, vergewe my. Maar die tweede ene, om te sê, vat hierdie ou natuur van my al weg, vat my ou lewe van my al weg, nee, ek wil dit terug hê. Ons wil dit nie doen nie, en dis die probleem. En Aggerijmout bring ware versoening in terme van Levitikus 16 en wat Yeshua vir my en vir jou kom doen het. So in Levitikus hoofstuk 16 word die bloed gebruik om, hoor baie mooi, om die allerheiligste te reinig. Om die allerheiligste te reinig. Die tent van samekoms te reinig. Nie net 'n persoon nie, die altaar te reinig. Die sonde wat deur die mens besmet is, het die atmosfeer verander. Dit moet gereinig word. Met ander woorde, my huis, my aanbidding en die ruimte. Hier waar ek nou sit met jou en gesels, dis hier ruimte, dis my kantoor. My kantoor moet afgesonderde plek wees. My kantoor moet 'n plek wees hier waar ek Vader aanbid, hier waar ek verklaar, Abba, ek het U nodig. Dis waar ek die woord bedien. So kom ek en jy plaas gou die bloed onder die soeklig. Dan kyk ons presies waar ek en jy staan. Die bloed onder die soeklig. Die bloed is lewe. En dit moet met respek hanteer word. Want hierdie Torah porsie 29, Aggerijmout gaan oor na die dood. Met ander woorde, ergens het bloed gevloei. Bloed is die fondasie van die ewige lewe, want die bloed kom was my skoon van my sondes. Sonder bloed sterf ons, want daar's lewe in die bloed. Die bloed het uiteraard frekwensies, want die bloed roep, want hy het toe Kain vir Abel doodgemaak het, toe sê Jahwe die Almagtige vir Kain, waar is jou broer? Want die bloed roep, met ander woorde, daar's frekwensie in die bloed. Die hoogste offer wat ooit gemaak kon geword het, is deur Yeshua, Messia, HaMashiach, wat onskuldige bloed gestort het vir my en vir jou. Sy bloed was nie 'n aardse bloed nie. Dit was 'n hemelse bloed. Onthou net, hy was bevrug gewees deur die Ruach. Sy bloed was nie deur die normale aardse bloed gewees nie. Dit was 'n bloed in 'n hemelse orde, die orde van Melchisedek. Levitikus 17 vers 11. Want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee vir julle siele, om daarvoor voorsoening te doen, want die bloed bewerk versoening vir die siel. So wat doen die bloed van die Messias? Die bloed van die Messias bring herstel in my verhouding, in my ruimte, in my toegang en in my reinheid. Yeshua se bloed kom bring, as my kleed bevlek is, dan bring hy dit skoon, hy maak dit skoon, dit wat bevlek is, hy neem daai vlekke weg. Yeshua se bloed was onbevlek en suiwer. Apart gestelde gees het Maria bevrug, en sy bloed het nie gekom van Adam nie. Sy bloed het nie gekom van 'n mens nie. Hy was nie in 'n bloedlyn op hierdie aarde nie. Hy was totaal afgesonderd gewees, ons Messias. Hoor gou wat sê die woord in Handelinge 17 vers 26. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele wêreld te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. Met ander woorde, Yeshua is die nuwe Adam, die sondelose Adam. Sy bloed was nie gekoppel aan Adam nie. Kom ons hoor wat sê die woord in 1 Korintiërs 15 vers 45 tot 47. Hoor wat sê die woord. So is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, en die laaste Adam 'n lewendmakende gees. So wat is Yeshua? 'n lewendmakende gees. Hoekom? Hy was in die gestalte van Elohim op hierdie aarde. Vers 46. Die geestelike ewenwel is nie die eerste nie,
maar die natuurlike en daarna die geestelike. Met ander woorde, Adam was natuurlik, Adam het 'n lewende siel geword, maar Yeshua 'n lewendmakende gees en geestelik. Wat sê die woord? Hy sê, jy kan Vader net aanbid in gees en in waarheid. Jy kan hom net in die gees behaag. Vers 47. Die eerste mens was uit die aarde. Die tweede mens, Yeshua HaMashiach, uit die hemel uit. Hy is deur die gees van Elohim bevrug. En Maria. Nou hoor wat sê Levitikus hoofstuk 18. Hierdie gaan oor heiligheid en liggaamlike lewe. My tabernakel behoort aan hom. My tempel behoort nie aan my, dit behoort aan hom. Die mense, dit is my so belangrik dat ek en jy moet weet, ons is die bruid. En ons leef in die laaste dae. En die tyd is besig om uit te loop. Ons kan ons glad nie, enigstens, laat koppel met enige verbode, seksuele verhoudings en betrokke raak met Egiptiese praktyke, Oosterse praktyke. Ons kan ons nie betrokke maak met tradisie godsdienst nie. Ons kan ons nie betrokke maak met Rooms-Katolieke afgodspraktyke nie. Wat niks wat daar gebeur is heilig nie. Dit sluit die doop in. Mense, nêrens in my woord, lees ek van bietjie water wat jy besprinkel nie. Ek lees dit nêrens nie. Inteendeel, as ek jou vertel wat is die betekenis daarvan, sal jou hare regop staan. Ons is besig om ons geesmens en ons bruidskap te kontamineer. Ons is 'n land van onreinheid. Suid-Afrika, ek pleit by julle om terug te keer na Skepper God. Hy soek intimiteit. Het gaan vir hom oor verbond. Intimiteit met Elohim en heiligheid in 'n liggaamlike lewe. Met ander woorde, my tabernakel behoort nie aan my nie, dit behoort aan hom. Ons is sy tempel. Ons behoort nie aan onsself nie. Jy kan nie die allerhoogste, die heilige van Israel, kan jy opsoek en ingaan in sy teenwoordigheid, as heiligheid in jou lewe ontbreek nie, as ongehoorsaamheid ontbreek nie. Jy kan jou nie skaar met afgodspraktyke en inbeweeg. Dis hoekom Aggerai Mout sê, na die dood van Yeshua het sy bloed my en jou die toegang gegee, en nou moet ek en jy nie gekontamineer word met die dinge van hierdie wêreld nie. Ek kan nie toelaat om te verswak nie. Ek moet standvastig bly, wakker en nigter elke dag. Dis verbond, dis identiteit, dis intimiteit en dis erfenis. Hierdie gaan oor heiligheid van ons tempels. En hy waarsku ons teen Egipte en hy waarsku ons teen Kanaan. Hoekom Egipte en Kanaan? Want ek kom uit Egipte uit en ek is op pad na Kanaan toe. In Egipte was 'n afgoderry gewees en in Kanaan gaan daar uit en aard goed op my lewe kom waarvoor ek moet op die uitkyk wees. Ek stap van Egipte af na Kanaan toe en hy waarsku ons. En hy sê, moenie leef soos vir die Egiptenare geleef het van waar julle kom nie, kry klaar met julle afgoderry. En moenie leef soos na Kanaan waarheen jy gaan nie, want Egipte verwys na bondage en slawerny en afgoderry, maar Kanaan verwys na toekomstige versoekings en vermenging met ander nasies en volke. Weerhou jou. Jy mag nie jou verlede saamdra nie, en jy kan ook nie jou toekoms besoedel met wat in Kanaan gebeur nie. Hou jou afgesonderd voor my aangesig. Halleluja. En Levitikus hoofstuk 18, deel van hierdie Torah porsie, gaan oor my verhoudings, en dit gaan oor naaktheid, en dit gaan oor grense. En ek het dit verlede week vir jou gesê, die afgelope tyd, my seisoen, is my grense waarheid, balans en grense. Ons liggame, wat aan hom behoort, as 'n lewende tempel, tabernakel, ons liggame het poorte. My oog is 'n poort, my oor is 'n poort, my mond is 'n poort, my liggaam is 'n poort wat aan hom behoort. Deur hierdie poort vloei die koninkryksorde, lewende waters, sy wil, sy karakter, sy lig, sy sout, sy woord, sy geur. En Aggerai Mout leer my, as jy die teenwoordigheid van Elohim wil dra, maar moet jy die poorte van jou tabernakels beskerm. Moet hierdie poorte met bloed beskerm word. My poorte is oop vir onreinheid
en innerlike ruimtebesoedeling. Ruimtebesoedeling? Ja, ruimte. As ek in my kantoor kom en ek doen hier dinge wat teen die woord van Skepper God is hier 'n atmosfeer in hierdie kantoor van onreinheid en onheiligheid. Aggerymout na die dood het dit kom heilig maak deur die bloed van die lam. En in die laaste dae, ons weet van die laaste dae, aggerymout, dit dra 'n profetiese betekenis vir die eindtydbruid, ek en jy. Die bruid van die Messias. En hy gaan ons kom haal. En wanneer die wolke oopskeer oor die periode van Yom Teruah, moet ek en jy gereed wees. Ons moet 'n gereinigde bruid wees. En die bruid word geroep. Ek en jy word geroep om uit te kom uit vreemde vure. Ons kan nie vreemde vure inbring in sy heiligheid nie. Hierdie vuur is aangesteek hier binne, deur die hemel, deur die inspraak van sy Ruach, sy Heilige Gees, was tonge van vuur bo ons gewees. Ek kan dit nie vermeng met kompromieë van hierdie wêreld nie, met verborgde sondes, met Egiptiese patrone nie, met Kanaanitiese begeertes nie, ek kan nie. My wit linne moet uitgetrek word, daar mag niks skeiding kom tussen my en my hemelse Vader nie. My bloedbedekte liggaam, tabernakel, het toegang uit die vrees vir Jahwe, die Almagtige. Halleluja. So mense, hierdie Torah porsie, aggerymout, dit vir my soveel waarde na die dood. Ek en jy as bruid, ons moet dood wees aan onsself. Dood aan vermenging. Dood aan wêreldgelykvorming. Dood aan onheilige begeertes. Ons kan nie betrokke raak nie. Pas op vir die vreemde vure wat inkom in die dag en in die uur waar ek en jy woon. Want die woord sê dat selfs die regverdiges sal mislei word. Met ander woorde, pas op vir rebellie teen Elohim se opdragte. Pas op vir aanbidding sonder gehoorsaamheid en geregtigheid aan hom. Want die ywer van Elohim sonder heiligheid en vrees vir hom. Hy's heilig, hy's soewerein, hy's alomteenwoordig. Pas op vir menslike tradisies en vormgodsdiens. Dit gaan ons duur te staan kom. Pas op vir selfverheerliking, skynheiligheid, skyn van heilig, maar ons is nie heilig nie. Leef sonder die waarheid. Ons wandel en leef in tradisie. Menslike manipulasies in die orde van die dag. Aanbidding sonder oorgawe en salwing wat nageboots word deur emosie. Pas op vir dit. So, aggerymout waarsku ons, nie alle vuur is heilig nie. Nie alle lig is lig nie. Nie alles wat heilig lyk is heilig nie. Aggerymout het ook 'n profetiese kaart. Dit dui my aan die folterpaal, die versoening, die heiligmaking, die toegang tot die allerheiligste en bruidsvoorbereiding. Ek en jy moet voorbereid wees as 'n bruid vir die Messias, die bruidegom. So wat vra aggerymout na die dood vandag vir my en vir jou? Wat vra hy? Nommer 1, hy sê, laat die vreemde vure sterf vandag, nie môre nie, vandag. Jy kan net nader kom deur die bloed van die lam. Laat jou sonde, jou ongeregtigheid wat jy gedoen het, nie net vergewe word nie, maar laat dit ook weggevoer word. Reinig jou huis, dat jou huis weer 'n gebedsaltaar word, dat die atmosfeer, die ruimte van jou huis, dat dit heilig sal wees. Bewaak jou poorte van jou huis, bewaak jou poorte van jou liggaam. Leef anders as waaruit jy kom, wat Egipte is, en anders waarheen jy gaan van Kanaan. Trek die wit linne aan. Wandel in nederigheid en afhanklikheid en in reinheid voor sy aangesig. En verstaan wat is ware intimiteit met hom. Tyd met hom. Woord lees saam met hom. Bidend bly elke dag van ons lewens. Mense, die woord Levitikus beteken Vayikra, wat beteken Elohim roep. En aggerymout, wat deel is van Vayikra, sê vandag vir my en vir jou. Hy roep ons. En dus soos wat die bloed roep, so roep hy my en jou terug. Hy sê, na die dood van self, kom daar toegang. Halleluja. Na die bloed, kom daar ontmoeting. Na die bloed, kom daar wegvoering van sonde
en volmaakte reinheid kom terug. Na die bloed, hy roep, hy sê, na die bloed kom daar heiligheid en intimiteit. En Aggerymout leer my en jou, dat die pad na die allerheiligste kan nie oopgaan in die vleesdimensie nie. Dit gaan oop in die geesdimensie. Ons moet gewas word deur die bloed van die lam. Dit gaan vir die oop, wat deur die bloed kom, wat kom buig met wit linne, om die self en die ou mens neer te lê. Na die dood is daar toegang. Na die folterpaal is daar heerlikheid. Na die wegstuur van my sonde wat weg is, kom daar ware intimiteit. En in Yeshua is die weg gebaan vir my en vir jou na die dood. Aggerymout. Want nou is hy die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. En niemand kom na Jahwe die Almagtige behalwe deur hom nie. En mense, dit was Torah porsie 29, Aggerymout na die dood, en uiteraard die 30ste Torah porsie is Kedoshim, wees heilig. En daarom is hierdie 2 kerse aangesteek. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel was saam met my, Frik Weideman, by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Ek wil vandag saam met jou bid. En ek wil vir jou vra, is jy bereid om te sterf? Sodat ek en jy na die dood die toegang kan hê as 'n nuwe mens in sy heerlikheid, in sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Abba, wat 'n voorreg om die heilige naam te kan aanroep in aanbidding. En dankie dat ons dit kan doen, want die bloed het veroorsaak dat ons toegang het in die allerheiligste. Yeshua, Messia die gesalfde, dankie dat u deurgekom het as die gestalte in Elohim. U het uself verneder, u het mens geword en onder ons kom woon. U het 'n prys vir ons betaal op Golgotha. U het uitgeroep, dit is volbring. En toe u uitgeroep het, is die voorhangsel geskeur van bo na onder. Aggerymout. Na die dood het alles gebeur. Dankie vir die toegang. Dankie vir die gawe van die ewige lewe. Dankie dat ons in u die weg het, die waarheid het en die lewe het. En dankie dat ons weet, ons is uit Egipte uit en ons gaan nie terug om in die ou lewe te wandel onder die slawerny van Egipte, en ons is verlos van die greep van Farao. Ons is op pad Kanaan toe. Dat ons nie sal verval in die nasies en hoe hulle afgode aanbid, dat ons dalk daarin sal verval by wyse van menslike tradisies nie. Ek bid Vader dat ons geroep sal word, Vayikra, as 'n volk uitgeroep, afgesonder tot eer van u heilige naam, en dat ons sal inbeweeg in die allerheiligste, waar ons onsself laat sterf. Niks meer van myself nie, maar alles in u, en deur u en tot u. Vader, dis my gebed vandag vir elke persoon wat ingeskakel was by hierdie Torah porsie Aggerymout. En ek dank u daarvoor. En my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie. Dit was my regtige voorreg gewees om vandag met jou te kon gesels op hierdie pragtige Shabbat. Ek vertrou jy gaan 'n wonderlike dag geniet in Vader se teenwoordigheid. En onthou, gaan maak vir jou lekker koppie tee, eet ietsie lekkers en dan tackle jy Kedoshim Torah porsie 30, wees heilig en laat my weet wat jy daarvan dink. Kom ek seën jou en ons gaan in die vrede van Jahwe die Almagtige. Vader, baie dankie vir die voorreg nou om u volk te seën, en ek bid nou dat die aangesig oor hulle verhef sal word en dat u genadig sal wees aan elkeen. Vader, dankie dat die aangesig oor hulle sal skyn en hulle genadig wees in elke aspek van hulle lewens, en dat ons sal brand soos 'n lig wat op 'n berg staan, en dat ons 'n geur sal bring in 'n verlore gaande wêreld. Albe ek seën die volk in die wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, en ek dank U daarvoor. En my gees roep uit, halleluja. Mense van my kant, Frik Weideman, Shabbat Shalom.